Goeiedag geliefdes, my naam is Werner Eiselen en my vriend se naam is Sybrand Koekemoer en dit is ons voorreg om vir u hierdie gesondheidsprogram aan te bied genaamd Voorslag. Ons sal graag wil hê dat u moet voel soos 'n voorslag en vandag praat ons oor rus. Rus. Ons eerste program was oor voeding. Toe praat ons oor onthouding om te vermy wat sleg is. En toe praat ons oor oefening en as mens klaar geoefen het, dan wil mens graag rus. Nou, wanneer ons reg rus, dan is ons liggaam baie beter daaraan toe om die volgende dag weer aan te pak. Dink net daaraan, as mens siek is, wat wil jy doen? Jy wil net in die bed lê en herstel. Of dit nou is wanneer mens siek is, of net aan die einde van 'n dag, rus het mens nodig. Aan die einde van 'n week het mens rus nodig. Daarom dat die Here die Sabbatdag gegee het vir die mens, om te kan rus. Daar is ongelukkig 'n geneigtheid deesdae, dat om te rus is nie goed nie. 'n Mens moet die hele tyd werk, jy moet nie stop nie. Werk deur jou middagete ure. Werk in die nag, werk vroegoggend, werk op 'n naweek. Die hele tyd, net werk. Maar dit is nie waar dat 'n mens reg kan aanhou werk en nooit rus nie. En ek wil vir julle 'n storie vertel oor hierdie. Maar voordat ek die storie vertel, dink net vir 'n oombliekie, hoeveel mense u ken wat hulle self aan die gang hou deur 'n dag, deur om energiedrankies te drink? Hoeveel mense hulle aan die gang hou deur om koffie te drink? Hoeveel mense in die oggend wakker word en sê, ek moet net eers 'n koppie koffie kry om te kan funksioneer? Hulle het die heeltyd ietsie buitekant hulle nodig, want hulle eie liggame is afgetakel. Hulle is moeg, want hulle kry nie genoeg rus nie. Nou hier is my storie. Toe ek 'n klein kind was, toe het ek die verhaal gehoor van 'n verskriklike ongeluk wat plaasgevind het. En dit het plaasgevind in 'n plek wat nou in die Oekraïne is, genaamd Chernobyl. Dit is 'n kernkragsentrale waar hulle krag opwek en daar is baie spesifieke sekuriteitsmaatreëls, veiligheidsmaatreëls wat hulle moet hê om alles te laat werk. En hulle was op 'n baie streng skedule en hulle moes hard gewerk het en mense het besluit dat hulle gaan eerder as om te slaap, gaan hulle aanhou werk. En toe het iemand 'n groot fout gemaak. Ongelukkig, toe was die probleem wat gekom het van hierdie, hulle het nie die waarskuwingstekens gesien nie. Hulle het nie reg verstaan wat aan die gang is nie. Die masjinerie het vir hulle inligting gegee, maar hulle was nie reg om dit te hanteer nie, want hulle het nie gerus nie. En Chernobyl het toe ontplof op die 26ste April 1986. Daar was bestraling wat gesaai was dwars oor Oos-Europa, oor 'n area wat groter is as die hele Suid-Afrika omtrent. 4000 mense is dood as gevolg van hierdie, en baie mense het kanker ontwikkel as gevolg van hierdie groot ontploffing. En hulle kon dit verhoed deur bloot genoeg te rus. Dis nie net met 'n kernkragsentrale wat probleme kan kom met die. Baie ander ongelukke soos die het al gebeur. In skeepsvaart, in lugvaart, op die pad. Maar dit is nie net met bewegende voertuie, dit is nie net in vervoer of in nywerhede wat die probleem is nie. Die probleem kan eenvoudig plaasvind binne u eie huis. Binne u eie huis, dan kan dit wees dat weens slegte slaap
omdat u uitgeput is, moeg is, dat u 'n dom besluit neem. Mense maak slegte besluite as hulle oorwerk en uitgeput is. Hulle oorreageer wanneer iemand ietsie sê. Hulle word kwaad wanneer hulle nie kwaad moet word nie. Het u al gesien in die eie huis hoe mense beklei? Net as gevolg van slegte slaap? U weet, dis nog erger as daai. Dit is korttermyn skade, miskien, as ek op 'n stadium nie my humeur kan beteel nie. Miskien langtermyn, mag dit nie gebeur nie. Maar die aanhoudende angs wat gekoppel is aan slegte slaap, kan lei tot hartprobleme ook. Jou hele gesondheid kan afgetakel word as mens nie reg rus nie. Nou wat veroorsaak dit dat ons nie lekker kan slaap nie? Eerstens, miskien swak beplanning. Dalk is dit swak beplanning. As ons nie reg beplan nie en ons werk is nooit klaar nie, dan is dinge so dringend, ek moet die hele tyd werk. Energiedrankies en koffie wat ek drink, om my heeltyd in die gang te hou, keer dat ek kan slaap. Alkohol baie keer maak dit mense ook nie lekker kan slaap nie. Drank gee nie 'n goeie nagrus nie. Groot maaltye naby aan slaaptyd maak ook dat ons nie lekker slaap nie. Geraas in die slaapkamer is 'n ander een. Geraas in die slaapkamer of helder lig. As ons nooit oefen nie, dan gaan ons ook nie lekker slaap nie. Ek weet vir my is dit 'n feit, as ek op 'n dag nie oefen nie, daai nag slaap ek nie goed nie. Ek moet 'n punt maak daarvan. Ek moet gaan hardloop, ek moet gaan draf, ek moet oefen, ek moet iets doen. Dan slaap ek beter. Ander dinge wat maak dat ons nie lekker slaap nie, as ons kwaad is, as ons ondankbaar is, as ons 'n skuldige gewete het, hou dit ons ook wakker. Die lig van selfone sal ons ook wakker hou in die nag as ek besig is om flieks te kyk op die televisie of op 'n rekenaarskerm. Daai blou lig maak my wakker, dan kan ek nie slaap nie. En uiteraard van die flieks en die stories wat mens kyk, wat jou baie opgewonde of baie bang maak, dan kan jy ook nie slaap nie. Niks van hierdie is 'n goeie idee nie. So dit wat maak dat ons beter slaap, as ons lekker oefen deur die dag, ons kry genoeg oefening, ons kry gesonde kos, genoeg kos om my die petrol te gee om te kan oefen, en dan kan ek slaap. As ons mense vergewe, dit help ons om te kan slaap. As ons stres beheer, almal van ons het 24 uur in die dag, almal van ons kan ietsie maak daarvan. As ek my sake beter beplan, dan weet ek kan ook beplan om te rus. En die Here het hierdie vir ons gegee. Hy het gesê, 6 dae, dan sal jy arbei, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Daarin sal jy geen werk doen nie. Geen. Baie mense werk die hele tyd by hulle werk in die week, en dan as dit kom, wanneer dit veronderstel is om Sabbat te wees, dan het hulle ander werk wat hulle ook probeer om te doen, waar hulle nog geld probeer maak, of hulle probeer om hulle banksake te doen. Nee, geen werk op die Sabbatdag. Rus. Wanneer u dan in die bed klim, ook in die nag, dink oor al die dinge waaroor u dankbaar is, en laat die gedagtes van onvergewensgesindheid of stres, laat dit weggaan. Dink aan hoe die Here vir u sukses gegee het. Dink ook aan die sorg van die Here en die beloftes wat hy vir ons gee in sy kosbare woord. 'n Mens slaap ook beste as die vensters oop is en mens kan vars lug inkry. Dit moet ook koel wees. 'n Kamer wat bedompig en warm is nie reg vir slaap nie.
mens het afhangende van hoe oud jy is, 7 tot 8 ure se slaap in 'n nag nodig. Ek weet as ek persoonlik, as ek meer kry as 6, is ek baie dankbaar. Maar wanneer mens genoeg slaap ingekry het, dan voel mens net soveel beter. Ek was nou die dag bevoorreg om op 'n kamp te wees op 'n plek waar die voeltjies pragtig mooi gesing het en daar was vars lug. Daar was nie die rook van die snelweg en die geraas van die karre nie. En ek het so lekker geslaap. En daai dag dan voel mens so goed. Ek gun dit vir u, dat u ook dit doen. Ek wil net iets byvoeg, dis nie net hoe lank mens slaap nie, en die temperatuur van die kamer, wat maak dat mens goed slaap nie, hoe meer slaap mens kry voor middernag, hoe beter. En iemand sal vir my sê, Werner, ek gaan nooit vroeg slaap nie. Nee, dis regtig so, dat 'n mens se brein werk beter, as mens teen 9 uur selfs, nie 11 uur in die aand nie, 9 uur, 8 uur, as jy kan, in die bed is, dan laat dit toe dat die brein genoeg melatonien kan afskei. Dit help met 'n reiniging van die brein. Die breinchemikalie help om alles wat daarin is uit te kry wat moet uit, want op dieselfde manier wat u liggaam sekere goed moet uitskei, daar's dinge wat die brein ook verwyder moet word. Dit is immers lewende selle. En daai lewende selle het produkte wat afgeskei word en daai moet uit en skoon gemaak word. Dan dink mens helderder. Dan gaan die volgende dag beter werk, want ek het nie hierdie waas voor my waar ek so sukkel nie. Ek kan helderder dink, ek kan beter werk, ek kan sukses behaal. En wanneer ek sukses behaal, dan daai nag, dan slaap ek eers lekker met, ja, hierdie het gewerk. Dit het gewerk. So as ek so vrolik wil voel, soos 'n voeltjie, wanneer ek wakker word, dan moet ek dieselfde tyd as hulle gaan slaap. So dit maak eintlik nie saak van hoe gesond mens eet, of hoeveel jy oefen, of pille jy drink en goed. As mens nie genoeg slaap nie, sal ek in mekaar sak. So onthou die verhaal van die kernsentrale, daai kernkragsentrale van Chernobyl. Rus nou, rus genoeg. Beplan jou werk sodat jy kan rus, voor jy voel jy kan ontplof. Rus en voel soos 'n voorslag.